Ek wil net sê ons het nog net omtrent so 10 tree geloop. Hulle stop by elke tweede bos. Lyk my ek kan omtrent alles gebruik wat hier groei. Kasi ko tsangani. Katorma ram ko kan. Hy sê met hierdie plant maak ons tou. Die tou is baie belangrik. Ons gebruik dit om ons huise te bou en ons gebruik dit ook om strikke te stel vir diere. Klip hard. Ja, letterlik die vleis tussen die seenings uit. Ja. Hy sê hy's baie sterk hierdie tou, jy kan maar probeer breek, sê wel. Sjoe. Hy daag jou uit om hom te breek. Nee. Nee. Baie van hulle veldkos is bolle en net soos die bokke hier rond maak hulle nie die plant dood in die proses nie. Hulle gaan hom weer nodig hê vorentoe. Hier, hulle kry hulle water uit die wortel van hierdie plant uit. Hulle graam heeltemal uit, drink hom, sit hom in en maak hom toe. En dan met reën herstel hy weer. Hierdie water het hy ook al gesê het 'n bitter nasmaak, maar hy les jou dors langer as water. Dis hoekom as hulle ver gaan dan drink hulle net die water van hierdie bee. Bee beteken melk. Hy proe definitief nie soos melk nie, maar as jy die sap uitdruk, dan het dit die kleur van melk. Dis wit. Hy sal vir sy so drink hulle. Hulle hou hulle duim, want dit help dat Dan loop water ek in die mooi in duim jou af, mond en ja. Oepsie. Dan is dit ook nou soos 'n seep. Seep en natuurlike sonroom. Ja, nou hoef jy met 'n bad vanaand nie. Klaar. Hy sê ons plant hom nou terug en dan het hy een reenseisoen nodig, dan is hy weer reg om te drink. Die kambro is ook gewild. Net die onderste gedeelte van die groot bolle word uitgehaal. Genoeg van die plant bly oor om te bly leef. Groei hy altyd onder dieselfde bos, soort bos of Nee. en anders as wat die liedjies sê kan ek nie ryk dit kambro na iets ryk nie, maar dit smaak lekker. Ek ook goeie, boerisem. Dis al sê nou net as hulle baie van hierdie karkoere kry in 'n gebied, dan gaan bly hulle sommer daar. Want hulle kook sy sade, nie kook nie. Hulle roast. Ja, braai dit. Ja, hulle braai die sade in die as, stamp dit fyn en eet dit as kos. Hulle sny hom op en droog hom, dan kan hom baie lank hou vir kos. Hulle kook die karkoer tot hy sy eie water maak en in sy water kan hulle dan ook kos gaar maak. So hy is baie belangrik vir hulle. Aandete. En is nie net vernuf nie. Vuur maak verg geduldige spanwerk. Ek hoop net hulle kry dit reg voor die donker ons vang. Nou is dit ook norrigomtyd. Hierdie norrigoms wat in my hand lê, is lewendig. Is dit torre? Wat? Ja, dis hulle noem hom jewel beetle. Ek het nog nie sy Afrikaanse naam gesien nie. So dit is lewendig. Ja, hulle breek hulle voete af, bene af. Dan gaan hulle nie wegvlieg nie want hulle het nie balans nie. Dit begin al te donker raak selfs vir die kamera. Maar met die pragtkewers en die vuur is daar nou nie omdraai nie. Kom by skool, ek gaan nie goggas. Ons kry geëet. Dink jy? Ek dink so. Spesiaal is net genoeg vir julle. Jy breek die vlerke af. Dan breek jy die kop af. Dan trek jy die sterk Dermpie uit. uit, ja. Nee, as hierdie het ek nou snaaks gekry.
Dis hy? En dan eet jy. Chip and dip. Wie is die eerste van julle twee? Ek sal. Ek sien jou aankyk met sulke Ek sal dit maar vir julle so lang voorberei. tande. Smaak soos iets wat ons eet. Soos wat? Baie dankie. So wat smaak dit? Chip and dip. Kan jy dit sien lyk, hè? Sal die pote afgebreek en nie kan wegvlieg nie. Ek wil. Het hom net so lewendig in die vuur gesit, en as die kop af, die stertjie af en die dermpie uit agter. En dis maar al. Nog een? Hy het 'n vleiserigheid in hom, dink ek. Woes. Dit amper soos 'n choppy gebraai net sonder die braaispys. Ek weet. Ek weet nie of ek nog een sal eet nie. En met ons magies vol kom ons kuier op 'n einde by die Veldkinders. 'n Kuier wat ons vir baie lank sal onthou. Saam met al die lesse oor die belangrikheid van familiebande, stories en volhoubaarheid wat ons geleer het by die boere en die boesmans by Gansie distrik se woestynmense. Net hierna nog van julle beste kykerbydraes. Ek wonder watter plan bedink die hyene. Of wag, dis eerder 'n krokodil se plan. Die rooibok is aan die regterbout deur 'n krokodil in die vlakwater van die Temonga watergat in die nasionale Kreerwiltuin gevang. Toe die rooibok probeer opstaan, kon Schubert Smith van Pietertief die krokodil behoorlik sien. Dis net met die voorste deel van die snoet waarmee die krok die prooi vashou, maar sy byt is stewig genoeg om die rooibok in die water vas te pen. Die hyene kom kyk weer. As die rooibok kan losruk, dan gaan daai hyene toeslaan. Die rooibok beer met alle mag na die vlakkant toe, maar die krokodil gee niks skiet nie. Toe kry die krokodil kans om die bok blitsvinnig aan die keel te gryp en dwing die kop afwaarts onder die water in. Nog so 'n bietjie spartel, maar is alles te vergeefs. In dokumentêre programme wys dit mos hoe krokodille blitsvinnig toeslaan, die prooi vang, versuip en stukke afskeer en vreet. Maar die tydsverloop van vangs tot die versuip was in hierdie geval presies 'n uur, sê Schubert. Hier is die water vlak en daar's nie juis baie ruimte vir die krokodil om te kan rondbeweeg en tol en duik en ruk en pluk nie. Maar hoekom sou dit in elk geval soveel energie wou mors? Die krokodil het goed geweet dat sy prooi vroeër of later sou moeg raak en nie meer weerstand kon bied nie. En dan is die versuip maklik. So gepraat van geduld, daarvan het 'n groenrig reier sommer baie. En dis een van my gunsteling voëlsoorte en een wat selde met stories vertel oor hoe die groote weggekom het. 'n Stukkie brood, dooie insek en selfs plantmateriaal word water toe gedra en daar met die stroompie langs laat dryf. En dan wag jy geduldig dat dit 'n visie moet lok. En dan slaan jy toe en gryp en laat Spaander dan weg van die water af en sluk en sluk en sluk. Die reier sal dit keer op keer doen. As aandra en dryf, wag, vang en vreet. Glenda Kloete van Linmeyer het die foto's by Ngwenya geneem. En ek het al van tevore foto's en video's van Ngwenya se groenrugreiers gesien. Hulle is meesters van die visvangkuns. Dit moet seker 'n aangeleerde gedrag wees. Sien, die kleintjies leer by die ouers. Mareike Klaasen het 2 baie mooi foto's gestuur. Die eerste is by Orpen in die nasionale Kreerwiltuin geneem. 'n Portretstudie van 'n grondkoggelmander, 'n Gamma aculeatea. Die blou keel is interessant. Daar is verskille in die blou patrone tussen bevolkings van hierdie Agama soort. Daar is 11 Agama spesies in ons streek, wisselend in grootte en met kleur en gedragsaanpassings vir spesifieke mikrohabitatte. Marike se ander foto is van 'n slang wat sy naby Setara in 'n boomtak gesien het. Sy skat die lengte daarvan op so 1 tot 1,5 meter en vra of ek weet watter soort dit is.
dat ek dink. Nee, dis maklik. Dis Phallidus typus. Dis die boomslang. Dalkies is dit 'n wyfie, want hulle kleur is gewoonlik ligter as die van die mannetjies. En die ekstra groot oë is kenmerkend van die spesies. Johannes van Rooyen van Albertskroon het op die pad 'n klein pofadder gekry daar in die Groot Marico distrik. Dit was so 20 cm lank. Ons kyker het houtgerus video geneem, sommer so by die slang. Ja, ek wou nog waarsku. Hoe sê hulle? Klein mag getrein. Kyk weer saam. Die slang se lyfstaal waarsku al klaar dat dit bedreig voel en dit lê in 'n eskrul gereed om te pik. 'n Pofadder is kort van die meer. Selfs so 'n kleintjie se gif is baie gevaarlik en as die bytplek nie gou en korrek behandel word nie, dan is dit tickets. Onthou, die gif vernietig die weefselselle waar die bytplek voorkom. Omdat so baie mense deur pofadders gepik word, is dit loshande die mees gevaarlikste slang in Afrika. So moet hulle asseblief nie pla of nog erger probeer hanteer nie. Hulle kan gelukkig nie vinnig wegseil nie, so jy het oor genoeg tyd om 'n geskikte houer te soek waarin hulle veilig verwyder kan word as hulle wel 'n gevaar sou inhou vir mense en troeteldiere. Johannes se ander video bydra, ook in die Groot Marico geneem, wys so 'n trop bobbejane die kranse uitklouter om die blomme van alwyne te pluk. Die bobbejane vreet eers die blomstele en 'n paar van hulle vreet dan die blomme. Is dit nie bitter nie en word dit gevreet vir die medisinale waarde van die plant? So vra Johannes. Dis makliker om 'n lys te maak van wat bobbejane nie vreet nie as 'n lys van die goed wat hulle wel in hulle kies te stop. Bobbejane is omnivoor. Plantmateriaal, insekte, vleis en selfs skilpvis is op hulle spyskaart. Ek het nog nooit die blomstingel van 'n alwyn gekou nie en ek weet nie of dit bitter is nie. Dit sal beslis sappig wees en daarom vir 'n bobbejaan 'n gesogte dis wees, net soos hulle versot is op die dik, vleesige, sappige onderente van grasstingels en die wortelstokke van gras. Wanneer water skaars is, kan die vog in plantmateriaal bobbejaan se kind se vogbehoeftes bevredig. Maar ek het al gesien hoe kweevoëls in die winter ook die blomstele van alwynblomme vreet. Ons kan aanneem dit is eerder lekker soet, miskien as gevolg van die nektar. Volgende keer kondig ek die wenner aan vir die beste kykerbydra wat in April maand uitgesaai is. Elke maandwenner kry 'n Canvas and Tent Commander boutent van 3 by 3 meter met 'n groot tafel en 2 lekker stoele. En die maandwenners ding later mee teen mekaar vir nog meer en groter pryse. Canvas and Tent se pakket van omtrent 'n hele bos kamp met 3 aande se verblyf vir 2 by die Springbok kamp by Ladysmith. En daai kamera wat dag of nag in tydsverloop kan afneem en die eksklusiewe projek Aardwolf oorlosie uit Kalahari klip gemaak. So, wil jy deelneem? Stuur dan jou foto's en video's. En daar's riglyne op die webwerf vir watter formaat en watter inligting ons als benodig. Dis al, totsiens.